Op 'n kaart van Suid-Afrika vind jy die dorpie Colchester, 40 km oos van Port Elizabeth. Die dorpie hier op die oewer van die Sondagsrivier is vernoem na die oudste dorp in die Verenigde Koninkryk. Die plan was aanvanklik om 'n hawe hier te begin, omdat die riviermond oop was en bote sowat 25 km stroom op kon vaar. Al is Colchester net 'n klipgooi van Port Elizabeth af, is hierdie gedeelte van die Ooskaap nog redelik ongered, so hier's baie om te ontdek. Ons begin by geskiedenis. Colchester was 'n besige plek in die middel 1800s en vroeë 1900s en die eerste brug in die area is in 1895 so 50 meter noord van die brug afgebou. Dit het in 1931 weggespoel. François, ek verstaan Colchester was nogal 'n besige deurgang in die ou dae. Die manne kon direk van PE af Gramstad toe gaan, maar as gevolg van die oorgangspunte was hierdie die knop in die ketting. En dit was bedien met 'n pont geweest. Hierdie brug wat ons nou op staan, is die tweede brug en hy is in 1938 in gebruik geneem. En hy was deel van die R101 en dit was die hoofpad van Kaapstad deur die Ooskaap na die binneland toe. Nou toe kon al die ossewaans, die perdekarre en al die graan wat vervoer moet word van PE hawe het hier deurgekom. Hierdie brug het 15.000 pond gekos destyds en hy is van staal gebou wat vervaardig is in Sheffield, Engeland en die is stuk vir stuk vervoer na ons toe hierso en hulle het hom hier opgerig. As gevolg van die verkeerdruk het hulle besluit om 'n snelweg hier te plaas. Maar met die opgradering moes 'n betonbrug gebou word en dus die nuwe brug wat nou gebou is as 'n snelweg en dit is die N2 in 1970 in werking gebring en dit is die brug wat nou daar huidiglik weer verander word na 'n snelwegstatus toe. Colchester is net 5 km van die groter Addo Olifant Nasionale Park se suidelike hek. Die gemeenskap is besig om spekbome te herplant in die park, omdat dit die herstel van krities bedreigde vallei bosveld bespoedig. Wat maak spekboom so ideaal vir hierdie doel? Die spekboom is 'n wonderlike plant. Hy is redelik gehard. Jy kan hom in droë en nat kondisies plant. Hy groei baie maklik. Jy weet, as jy hom sny, sit hom in die grond en dan gooi hy wortel baie maklik. En hy veroorsaak 'n habitat vir ander spesies, jy weet. So daar's klein mikrohabitatte wat voorkom onder die spekboom. Jy kry 'n voeltjie wat op die spekboom sit en hy gooi weer saad onder die boompie en van daar af kry jy ander plante wat weer groei. Dit gaan alles om net die plante te vestig en van daar af sal hopelik die vallei bosveld weer terugkeer. Die spekbome word in dele van die park geplant waar die veld beskadig is deur boerderybedrywighede. Jackson, ek hoor jy's nou die man wat vir my alles kan verduidelik van hierdie plantproses. Ja, dis waar. Die spekboom, ons sny hom daar buite in die park, né? As jy hom gaan sny 2 dae, binne in 2 dae jy moet hom klaar geplant. Miskien as ek 3 vrae gaan ry vandag en môre moet al daai 3 vrae oorgeplant. Ons maak meer dan 2 hektaar, omtrent so 3 hektaar 'n dag, né? 15 cm diep en is dan met die 2 manne hulle boor hom, die 2 hulle trek hom in, ander 2 hulle stamp hom vas. Binne net 6 maande is lekker vas. Jy kan hom nie meer maklik uittrek nie. Die spekboom kom natuurlik voor in die Suidoos-Kaap, maar groei in tuine reg oor Suid-Afrika. Dit is deesdae wêreldwyd in aanvraag as gevolg van sy besonderse vermoë om skadelike koolstofdioksied uit die lug te verwyder. Steeds by bome het Christel daarna gehoor dat iemand in die dorp 'n besondere bonsai-versameling het. Die geskiedenis van die bonsai-kuns is vaag, maar daar word algemeen aanvaar dat dit by die Chinese begin het. Les, ek hoor jy is die bonsai-meester op die dorp. Hulle sê so, Christel. Wat is jou kosbaarste of gunsteling bonsai? My kosbaarste bonsais, en ek 4 van hulle gunstelinge, is my inheemse boompies en dan ook my uitheemse bome. Die inheemse bome is natuurlik die Willevy, en wat al reeds 50 jaar oud is. Ek het 'n boerboon of 'n Scotia Afra wat al reeds 45 jaar oud is en hy's baie spesiaal want hy's van saad gekweek. Ek het 'n Krimmetart wat ook so 40 jaar oud is en dan natuurlik 'n uitheemse boompie wat nou al 50 jaar oud is. Dis 'n moerassipres of 'n Amerikaanse sipres. Wat volgens jou is die geheim om 'n suksesvolle bonsai te groei? Vir my is die geheime 'n persoon met groen vingers sê, oftewel boomkunde, natuurlik 'n ou met die bome ken of die boomsoorte ken en dan ook moet daar 'n visie wees van hoe die boom gekweek gaan word of hoe hy gestyl gaan word. Jou tipiese Suid-Afrikaanse style is meer jou bosveldstyle, meer jou plakkroonstyle,
spierneefstyle, willevy-style en dan jou Japaneese boontjies is meer formeel, meer gestileerde boontjies. Jy was vroeër besig om te snoei. Waarna moet mense oplet as jy dit doen? Die blaartjies moet aanhoudend gesnoei word. Dit is om te help om die boom se vorm uit te wys ten opsigte van die primêre takkies, maar ook die sekondêre takkies en dit help met die verdikking van die takkies. So wat ek wil bereik is om die voorkoms van die boom verouderd te laat lyk. Les is ook mede-eienaar van die Sondagsrivier veerboot. Die rivier is glo ons vinnigste vloeiende een. Khoisan mense het dit aanvanklik Nuka Kama gedoop, vanweë die oewer wat altyd groen en vol gras is, ten spyte daarvan dat dit eintlik 'n woestynagtige gebied is. Welkom aan boord julle en geniet die rit op die Sondagsrivier. Ja, Captain. Die Sondagsrivier is 250 km lank en ons spring in die Kompasberge naby Nieuw-Bethesda. Hiervandaan vloei dit suidoos verby Graaf Reinet in die Karoo na die Sondagsriviervallei. Voëlkykers sluit die rit op hul reisplanne in omdat hier 'n groot verskeidenheid waadvoëls, reiers, eende, vinke en wewers, asook 4 soorte visvangers te sien is. Net 'n paar kilometer vanaf die mond vloei die rivier deur die wêreldbekende Kusduineveld wat tussen 6000 en 10000 jaar oud geskat word. Maggie, dit is absoluut pragtig hierso. Ja, dit is asemrowend. Dit is die grootste duinevelde langs enige kusgebied in die suidelike halfrond. En dit is omtrent 4 kilometers wyd en strek omtrent 75 kilometer al langs die kus op tot verby Port Alfred en Alexandria. Baie mense praat van duine wat sing. Die duine op 'n baie droë dag maak 'n geluid as jy op die duine begin stap en dit klink woes 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 woes, te pragtig as jy so met jou tone deur die sand loop. Die duine beweeg ook. Baie mense noem dit die bewegende duine van Colchester, want met die suidoostelike wind wat gereeld hier waai, verskuif die duine plaaslik, maar geografies bly dit natuurlik altyd op dieselfde plek. Baie interessant is ook jare gelede het Khoisan families hier gelewe en hulle het baie van die vars water gebruik wat in die duine is, wat deursyfer na reën. En jy kan sien dammetjies water in die duine. Dit is so vars en helder, jy kan daarvan drink. Dit is heerlik om daaraan te speel ook op 'n baie warm dag. Maar Christel, jy kan wragties nie op hierdie pragtige sandduine wees as jy nie gaan probeer om sandboarding te doen nie. Ek sien Michelle en Seymour is besig om dit op te sit en jy kan gerus gaan probeer en kyk hoe goed jy is daarmee. Nou maar dit gaan nou omtrent 'n belewenis wees. Dankie Maggie. Sorg dat jy nie afrol nie, hoor. Die duine wat mens sien, rus op ander wat tot 100 000 jaar oud kan wees. Hul hoogste duin is ongeveer 40 meter en bied 'n 360 grade praguitsig. Julle, ek is nog baie jonk, so ek wil nie doodgaan op hierdie duine vandag nie, hoor. Jy moenie worry nie. Hierdie duin is nie baie hoog nie. As jy val, sal jy nie baie seer val. Wat is die belangrikste veiligheidsmaatreëls wat ek moet onthou? Wax your board properly, especially your rails, so that you have the maximum speed that you really want to obtain, and then you actually move smooth. Because if you don't do that, it will stick on the sand and then it won't move very smooth and then you will fall. The sand has to be very dry, because if it is wet, it will stick on your body as well, whereby that will make you fall completely, not enjoy your ride. If you feel like you're panicking as well, you actually have to stop and then sit on your bum, and then, yeah, that's it, man. That's it. Mostly you have to enjoy yourself. Okay, julle, ek gaan ons. Wanneer jy die kuns bemeester het, kan jy tot in die rivier gly, maar dit vat glo 'n rukkie. As dit nie jou ding is nie, kan jy in die omgewing op olifante ry, stap, perdry en natuurlik in die rivier roei of visvang. Crystal Donna se laaste uithangplek is by 'n werkende suiwelplaas se Nanaga padstal. Die padstal is 43 jaar oud en spog met kaas wat al 'n goue medalje by 'n internasionale kompetisie gewen het. Patricia, ek hoor jy word so baie lekker kasse in hierdie omgewing gemaak, so ek seker jy gaan iets daarmee voorberei. Vandag gaan ek vir jou spinasie en boerenkaas lasagne voorberei. Dis fantasties want ek is mal oor lasagne. Christel, ons gaan begin om die vulling te maak. Ek gaan olyfolie gebruik met 'n groot ei, voeg ek my knoffel by en my soetrussies. Die ei moet 'n bietjie bruin brei. Volgende Christel voeg ek die spinasie by. Dit kan gevries ook wees. Dan voeg ek die olyftebenade, daarna die songedroogde pesto met 'n bietjie tomatiepasta,
klein knippie sout en 'n klein knippie peper. Ons kook dit vir 'n minuut sodat dit net lekker gegeur kan wees. Die vulsel is nou klaar. Ons gaan nou begin om die lasagne voor te berei. Volgens Patricia is die geheim van goeie lasagne dat jy genoeg sous moet hê om dit in te verdrink. Maak nie saak of jy 'n tamatie-basis sous of 'n wit sous soos sy gebruik nie. Wees royaal daarmee, want anders bly die lasagne velle hard. Voordat ek my laaste laagie wit sous oorgooi, gooi ek 'n bietjie bokmelkkaas op die vulling. Dit is vir my interessant dat jy hierdie twee kaase gebruik vir die lasagne. Wat se geur gaan dit aan dit gee? Christel, die bokmelkkaas het 'n droë tekstuur en die boeringkaas het is eintlik 'n goude en dit komplementeer mekaar. Dan rond ons dit af met boeringkaas en songedroogde tamatie met 'n bietjie gemengde kruie. Nou Christel, is dit gereed om oontoe te gaan vir 40 minute. By die padstal word op 'n besige dag tot 3000 pastye verorber. Dis op die R72, 'n entjie van die N2 af, so gaan proe. Kyk, met sulke lekker mense en sulke lekker kos, dink ek gaan so klein bietjie langer in die Colchester omgewing bly. Nou toe, kom bekyk hom en voel of hy in jou hart inkruip soos in Crystal Donna sing. Daar is verseker 'n hele paar plekke in ons land vir elke Pasella kyker se smaak. Wie weet, dalk loop ons jou daar raak.